Welkom by Môre onder die soeklig, die praatjie-reeks waar ons die toekoms verken. Nie as 'n voorspelling nie, maar as 'n ruimte vir kritiese verbeelding en keuse. Ek is julle aanbieder, Jan van Vieren, en vandag konfronteer ons 'n harde waarheid. Die wêreld is 'n kruitvat. Oorloë, klimaatskokke, KI-ontwrigting, autoritaire kruiping, voedselonsekerheid, sosiale ineenstorting, voel nie net moontlik nie, maar geloofwaardig. So wat doen ons hiermee? In toekomsdenke is die doel nie om paniekerig te raak of wanhoop te stook nie, maar om ons lens te verbreed, moontlikhede te verduidelik en te vra, wat kan volgende gebeur en hoe kan ons dit steeds beïnvloed? Kom ons begin met die metafoor. Die kruitvat is onstabiel. Dit mag dalk nie vandag ontplof nie, maar dit is gelaai met druk, risiko's en kettingreaksies. Ons huidige wêreld toon tekens van daardie wisselvalligheid. Toekomsdenke ondersoek 3 tipe toekomste. Moontlike toekomste, wat kan gebeur? Waarskynlike toekomste, wat waarskynlik gaan gebeur as die tendense voortduur? En verkieslike toekomste, wat ons wil hê moet gebeur. Maar soms, om helder te dink, moet ons ook na uiterste kyk. Kom ons begin met die ergste scenario. Die ergste scenario is 'n instorting en beheer. In hierdie toekoms ontplof die kruitvat. Globale konflik versprei na mate klimaatverwante rampe brose stede destabiliseer. Wateroorloë breek uit in Sentraal-Asië en die Sahel, tussen Indië en Pakistan. KI-gedrewe waninligting vernietig demokrasieë, stygende seevlakke verplaas tientalle miljoene wat lei tot gemilitariseerde grense en grootskaalse xenofobiese aksies. 'n handjievol tegnologie-oligarge, meestal in globale noorde, verskerp beheer oor KI-stelsels. Algoritmes besluit wie werk, lenings of vryheid kry. Toesigkapitalisme verander in diktatoriale toesighouding. Vertroue in globale bestuur stort in duie. Die VN word op die kantlyn geskuif. Nasionalisme styg, internasionale samewerking word in 'n historiese herinnering. Te midde van chaos beloof populistiese sterk manne stabiliteit en lewer onderdrukking. In hierdie wêreld word die toekoms geprivatiseer, gemilitariseer en gekoloniseer deur vrees. Maar daar kan ook 'n beste geval scenario wees. Verspreide, veerkragtige en kollektiewe ontwaking. Wat as die druk nie tot ontploffing kom nie, maar lei tot transformasie? In hierdie toekoms dien krisisse as 'n wekroep. Na 'n reeks byna mislukkings, klimaatrampe, KI-wanfunksies, nouliks vermyde oorloë, begin die mensdom anders organiseer. Plaaslike gemeenskappe reg oor die globale suide en die noorde eis agentskap terug en omhels regeneratiewe ekonomie, voedselsoewereiniteit en lae tegnologie-innovasie saam met hoë tegnologie. KI word oopbron en ingebed met etiese, pluralistiese raamwerke. Data word nie as koöperatiewe eiendom behandel nie, maar as 'n kollektiewe hulpbron, so skoon lug. Bewegings vir klimaatgeregtigheid, gelei deur inheemse volke, vroue en die jeug, beïnvloed globale beleid. Die idee van ontwikkeling word vervang deur balans. Ons sien die opkoms van diverse toekomste, nie een globale toekoms wat deur Silicon Valley of Beijing gedikteer word nie, maar baie gewortel in die diverse wêreldbeskouings en plaaslike sterkpunte. Dis nie 'n utopia nie, probleme bly bestaan, maar stelsels onderwerp vir veerkragtigheid, nie vir beheer nie. Die kruitvat het nie ontplof nie. Dit is versigtig en in samewerking uitmekaar gehaal. Terug na die Here, waar is ons nou? In vooruitsigwerk is hierdie scenario's nie voorspellings nie. Hulle is 'n gereedskap, kaarte van wat kan wees. En die afstand tussen hulle is nie tyd nie, maar keuse. Ons leef in die wêreld van konvergensie, klimaat, tegnologie, bestuur, ongelykheid, alles kruis mekaar. Die globale suide, wat dikwels die slagoffer van hierdie konvergensies beskou word,
kan eintlik 'n bron van oplossings wees. Hoekom? Omdat veerkragtigheid lank reeds die werklikheid daarvan is. Innovasie hier is dikwels laagkoste, kollektief en mensgesentreer. Nie uit 'n borrelontwerp nie, maar uit die grond gegroei. So wat kan ons doen? 'n Toekomslens oor agentskap. As die wêreld 'n kruitvat is, dan is hier die 3 dinge wat ons vandag kan doen. Erken die broosheid. Ontkenning vertraag aksie. Kom ons erken die druk waaronder ons verkeer, van KI-risiko's tot ekologiese ineenstortings, en hou op om voor te gee dat normaal terugkeer. Diversifiseer die toekoms. Ons het baie verbeelding nodig. Afrofuturisme, inheemse futurismes, gesinsgedrewe toekomste. Alles bied wysheid om dominante, vernietigende narratiewe te herbedraad. Bou vooruitsig in die daaglikse lewe in. Van plaaslike beleid tot klaaskamers, toekomsgeletterdheid maak saak. Kan ons jong mense leer om nie net vir die toekoms voor te berei nie, maar om dit te vorm. Vir die wegneem idee. Die wêreld mag dalk 'n kruitvat wees, maar dit hoef nie te ontplof nie. Toekomsdenke bied 'n stadige asemteug, 'n wyer horison en 'n sagte herinnering. Die toekoms is nog nie geskryf nie. Dankie dat jy na Môre onder die soeklig geluister het. As iets jou aangewakker het, deel dit en hou aan dink. Want in gevaarlike tye is verbeelding 'n oorlewingsinstrument. Tot volgende keer.